Goeiemôre en baie welkom by Teologie en Insig, die potgooi wat poog om lig te werp op gereformeerde teologie. Nou, vandag gaan ons 'n bietjie na die leer van die laaste dinge vanuit 'n Bybels gefundeerde perspektief kyk. My naam is Chris Botha, ek is predikant in die gereformeerde kerk Gobabis in Namibië. En vandag duik ons sommer dadelik in een van die mees bespreekte, maar ook mees misverstaande temas in die Christelike teologie, naamlik die wederkoms van Jesus Christus en die wegraping. Nou ons doel met hierdie potgooi is om 'n duidelike, maar ook 'n verdedigbare interpretasie van die Bybel te bied, veral as 'n teenvoeter vir 'n sekere populêre, maar ons sou kon argumenteer misleidende leerstelling soos die van Dani Botha se onlangse bewering dat die wegraping van die kerk die 23ste September 2025 sou plaasvind. Nou die noodsaak vir 'n akkurate hermeneutiese benadering is vandag sekerlik meer krities as ooit, want ons lewe in 'n tyd waar eintyd narratiewe vinnig versprei, dikwels via sosiale media, en gelowiges moet baie vrae laat oor wat die skrif werklik waar sê oor hierdie troostvolle tema van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou, hoe gaan ons dit aanpak? Ons gaan die Bybelse teks met die nodige respek vir sy literêre, historiese en teologiese konteks hanteer, sodat die waarheid oor Christus se wederkoms en God se verlossingsplan duidelik vanuit die teks van die Bybel na vore kom. Nou kom ons begin vanaand by die kern van die saak, die wederkoms van Jesus Christus. Nou die skrif is hierin onomwonde duidelik. Die wederkoms is 'n onverwagse en onberekenbare gebeurtenis. Die Here Jesus Christus self beskryf dit as iets wat kom soos 'n dief in die nag. Hierdie beeld wat die Here Jesus Christus hier gebruik, benadruk die verrassingselement van die koms van Jesus Christus. Dit is nie iets wat ons kan bereken of kan voorspel nie. Dit is 'n dinamiese dag, die dag van die Here wat God se ingryping en oordeel verteenwoordig, eerder as 'n statiese datum op 'n mensgemaakte kalender vir ons gee. Een van die mees direkte weerleggings van enige poging tot tydspekulasie kom uit die mond van die Here Jesus Christus self in Matteus 24 vers 36, wanneer Christus sê, maar van daardie dag en uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, ook nie die Seun nie, maar net die Vader alleen. Hierdie vers staan as 'n robuuste muur teen enige uitspraak op spesifieke datums vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. En geliefde inluisteraar, dit is hier waar ons 'n direkte teenstelling met Dani Botha se leer vind. Nou, Botha beweer dat die tyd min geword het en dat die koms van die Here Jesus Christus binnekort sal plaasvind, en hy verbind hierdie gebeurtenis direk met 'n spesifieke datum, naamlik die 23ste September, gebaseer op 'n visioen wat hy ontvang het en 'n berekening van 27 dae wat nog oor is vandat hy hierdie sogenaamde boodskap van die Here gekry het. Nou Dani Botha probeer selfs die woorde van Jesus in Matteus 24 vers 36 herinterpreteer deur te sê dat die Jode hierdie frase as 'n idioom vir die fees van die trompette gebruik het as gevolg van die onsekerheid van die aanvang daarvan. Nou, hierdie interpretasie van Dani Botha, en nie net Dani Botha nie, van 'n groepering wat sorteer
onder 'n teologiese keper wat hulle self noem dispensasionalisme of futurisme, is vir ons 'n baie deeglike voorbeeld van inlegkunde. In die teologiese taal, die taal wat die kerk ken, praat ons van eisegese. Eisegese is om met 'n vooropgestelde idee die Bybel te lees en dan die teks te interpreteer vanuit my eie konteks, my eie dag en datum waarin ek lewe en dit wat in my tyd aan die gebeur is. Dit is waar 'n persoon sy eie vooroordeele in die teks inlees eerder as om die moeite te doen om die skrif self te laat spreek. Nou, die historiese en literêre konteks van die Here Jesus Christus se woorde maak dit duidelik dat hy die finale gesag oor die wederkoms by God die Vader alleen plaas. Daar is hoegenaamd geen Bybelse basis vir die idee dat hierdie frase 'n geheime kode vir 'n spesifieke Joodse fees kan wees nie. Dan gaan Botha so ver, en ek meen dat dit nie net gevaarlik is om hierdie uitlatings te maak nie, maar ook uiters arrogant is, en ook iets weerlê van die man se teologiese verwysingsraamwerk. Hy haal Amos 3 vers 7 aan, wat sê, die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie, om te suggereer dat God spesifiek aan hom of aan ander mense die datum van die wederkoms geopenbaar het. Ek sien hierin iets van 'n oneerlikheid. As 'n mens gaan kyk na die publikasiedatum van Dani Botha se eerste video, waar hy die datum spesifiek 23 September bekend maak, dan sal 'n mens ook sien dat die internet vol was van sogenaamde profete wat 'n visioen van die Here gekry het dat die wederkoms op die 23ste September sou plaasvind. En dit laat 'n mens wonder, waar het hy die profesie vandaan gekry? Wie is die Here wat dit aan hom geopenbaar het? Is dit die Here God, drie-enig, of was dit die God van die internet? En die duisende video's wat voor sy video gepubliseer is, wat reeds 'n sogenaamde datum van die 23ste September geopenbaar het. Nou, geliefde inluisteraars, dis baie duidelik dat Dani Botha Amos 3 vers 7 totaal buite sy historiese konteks gaan uithaal om sy dwaling te regverdig dat die Here niks sal doen in die toekoms wat hy nie eers aan sy knegt Dani bekend gemaak het nie. Kan u verstaan waarom dit vir my verdag is? Kan u verstaan waarom ek die geur van kettery hierin baie duidelik kry? God se openbaring aan die profete van die ou verbond het sy volkome vervulling in die Here Jesus Christus gevind. En die Nuwe Testament maak dit duidelik dat die finale openbaring in Christus plaasgevind het en dat die skrif, die voltooide kanon van die Bybel, die finale gesag oor nie net hierdie saak is nie, maar oor alle ander teologiese sake. Ons kan dit byvoorbeeld baie duidelik sien in die Hebreërpreek, wat sommer by inleiding van die eerste vers af hierdie saak vir ons kom uitklaar. Ons lees daar in Hebreërs hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die verlede, nou hierdie verlede is in die ou verbond. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. En
Ons kan maar na Johannes hoofstuk 1 toe gaan, om dit te verklaar, dat die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom woon. Die Here Jesus Christus het God die Vader aan ons kom openbaar. Hy het God die Vader se raadsbesluit van sy verlossingsplan aan ons kom openbaar in die Seun. En iets wat tog belangrik is wat ons nou moet oplet, is dat die Bybel praat nie van verskillende dispensasies nie, maar die Bybel praat van verskillende verbonde. Spesifiek 2 verbonde, naamlik die ou verbond en die nuwe verbond. En in die ou verbond sê Jeremia die profeet in hoofstuk 31 dat die voorvaders, ons voorvaders, die verbond nie kon nakom nie, en daarom sal hy vir hulle 'n nuwe verbond gee. Die boek Hebreërs wys ons daarop dat die ou verbond, dit wat oud is, verbygegaan het, en dat die Here Jesus Christus vir ons 'n nuwe verbond kom bring het. 'n Nuwe verbond waarin ons nie meer 'n tempel nodig het, waarin ons nie meer nodig het om op te gaan na die tempel, om in die teenwoordigheid van God te wees, om daar offers, versoenoffers te gaan gee nie. Maar in die nuwe verbond, die Heilige Gees, wat in ons harte uitgestort is, en nou word ons liggaam 'n tempel van God. Geliefdes, dit impliseer nie 'n voortgesette profetiese openbaring, wat die Bybelse kanon aanvul of verhelder met spesifieke datums vir die wederkoms nie. Kan u uself die absolute chaos indink, as elke persoon wat opstaan met 'n sogenaamde profesie, aanvullend tot die Bybel kan wees? En ons vir mekaar dan sê, dat die kanon is nie voltooi nie. God se openbaring is nie afgesluit nie, en hy openbaar vandag nog. Absolute chaos, en dit weerspreek natuurlik ook die boodskap van die Bybel. Tog moet dit ook gestel word, dat God se profete getoets is in die Bybel, of hulle die waarheid gepraat het. En hierdie toets was hoe die mense moes geweet het, of hierdie 'n ware profeet is, en of dit 'n valse profeet is. U sien, die profete spreek profeseë uit, woorde van God aan God se mense, van wat binnekort gaan gebeur, en God se mense kyk of hierdie profeseë uitkom, en dan weet hulle of hierdie profeet 'n ware profeet of 'n valse profeet is. Dit is vir ons baie belangrik om in ag te neem wanneer iemand kom en sê hy het 'n profesie van die Here. Met dit gesê, liewe luisteraar, gee die Bybel vir ons 'n maatstaf waar volgens ons Dani Botha moet evalueer of hy 'n ware of 'n valse profeet is. En tyd sal dit vir ons leer. Na die 23ste September sal Dani Botha homself openbaar as die valse profeet wat hy is. Nou, bevraagteken ons nie in hierdie pot gooi die opregtheid van Dani Botha nie. Ons bevraagteken nie die vraag of hy 'n gelowige of 'n ongelowige is nie. Maar wat ons wel doen, wanneer ons krities kyk na wat hy gesê het, is ons sê vir mekaar, dat die opregtheid van 'n persoon nie bepalend is tot die waarheid nie. Die waarheid is in God se woord geopenbaar, dit is daarin vas, daar kan nie bygevoeg word nie, en dit is die woord van die Here, wat vir ons die aanwysing gee, van waar volgens ons iemand moet toets, of die persoon 'n ware of 'n valse profeet is. Die Bybel
leer vir ons by monde van Jeremia, dat die volk sal duidelik kan hoor en ervaar wanneer God self deur sy ware profete met hulle spreek. Sy woorde werk kragtig, dit gaan in vervulling, die waarheid daarvan word bevestig en sy opdrag is dan glashelder. Dani, dalk luister jy in op hierdie potgooi. Hoor mooi, wat sê Jeremia 23 vers 16. Julle moenie luister na wat die profete sê nie. Die profete wat vir julle as profete optree. Hulle wek valse verwagtinge by julle. Hulle praat oor visioene wat hulle self uitdink, nie oor wat die Here sê nie. Natuurlik is Jeremia 23 vers 16 binne 'n spesifieke konteks geskrywe vir 'n spesifieke gehoor. Maar dit gee vir ons iets waar volgens ons alle profete of, kom ons stel dit prontuit, alle sogenaamde profete volgens moet evalueer. Nou, dit wat die sanger Dani Botha op die sosiale media bekend gemaak het, wat hy noem die wegraping, die wederkoms van die Here of die groot verdrukking. Trouwens, hy sê ons is nou al reeds in daardie groot verdrukking. Nou die term wegraping of in Engels die term rapture is nog 'n leerstuk wat geweldige verwarring in die kerk veroorsaak. Want die konsep van 'n wegraping soos wat dit vandag populêr verstaan word dikwels gekoppel aan 'n spesifieke eindtyd interpretasie wat baie vreemd is aan die destydse kerk. Dit is 'n leerstuk wat eers ontwikkel is in die 18de eeu deur mense wat ons vir mekaar kan sê wel baie verdag is as ons 'n bietjie oor hulle gaan lees en oor wat hulle oor die algemeen geglo het en veral waar hierdie leerstuk ontstaan het. Ons sal meer daarna verwys in die tweede episode van ons potgooi. Nou wel, die apostel Paulus wel in 1 Tessalonisense praat van gelowiges wat op die wolke sal gaan die Here Jesus Christus tegemoet, is die moderne interpretasie daarvan as 'n ontsnappingsmeganisme uit ons huidige omstandighede of huidige situasie 'n fundamentele misverstand en 'n fundamentele dwaling. Hierdie neiging om te glo dat gelowiges weggeraap sal word om swaar kry te vermy, gaan direk in teen die Bybelse oproep van volharding in die geloof en getrouheid in die hier en nou omstandighede waarin God gewil het dat u en ek sy lig moet skyn en sy evangelie moet verkondig. Trouwens, die Nuwe Testament beklemtoon volharding te midde van uitdagings, nie 'n meganiese ontvlugting daarvan nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 wat natuurlik die primêre teks vir die wegrapingsleer is. 'n Deeglike eksegese van hierdie teks in sy oorspronklike, historiese en literêre konteks onthul egter vir ons 'n heel ander boodskap. Trouwens 'n boodskap van troos, nie een van vrees vir die Here wat 'n sekere groepering van mense, die wat waarlik weergebore is uit hierdie wêreld sal wegruk nie. Wat is Paulus besig om hier te doen? Nou, Paulus skrywe hierdie woorde as 'n pastorale reaksie op die Tessalonisense gemeente se besorgdheid oor gelowiges wat reeds gesterf het. Hulle het gevrees dat die wat voor Jesus Christus se wederkoms gesterf het, die seëninge sal misloop. Paulus se doel is om hulle te vertroos en te verseker
dat die dooies, sowel as die lewendes, volkome deel sal hê aan die finale oorwinning van Jesus Christus. Die sleutel tot die korrekte interpretasie van hierdie gedeelte lê nie in die huisgenoot, in die beeld, die rapport, Fox News of CNN nie. Nee, dit lê in die Griekse woord parousia, wat in vers 15 vertaal word as wederkoms. En hierdie is 'n baie besondere woord wat veral gebruik is in die antieke wêreld en wat 'n baie spesifieke tegniese betekenis gehad het. Dit was 'n amptelike term vir 'n stadsdelegasie wat uit die stad uitgaan om 'n besoekende belangrike persoon soos 'n koning of in die konteks van die Tessalonisense brief 'n keiser te ontmoet en hom dan in die stad in terug te begelei. As 'n mens dit in ag neem, dan verander dit die interpretasie radikaal van wat so populêr geword het in ons tyd en wat absoluut vreemd is in die kerkgeskiedenis. Gelowiges gaan nie die aarde verlaat om 'n groot verdrukkingstydperk te ontvlug en nog 'n geleentheid gegee gaan word vir ander om hulle te bekeer in 'n sogenaamde 7 jaar van groot verdrukkingstydperke nie. Nee, hulle gaan om die Here Jesus Christus, wat sy koninkryk gevestig het, te gaan haal, om hom tegemoet te gaan en om hom in hierdie koninkryk wat hy gevestig het, in te verwelkom, sodat hy sy koninkryk volmaak en vervolmaak kan vestig. Dit sluit naadloos aan by die boodskap dat Jesus terugkeer om te regeer, te heers en die aarde te transformeer in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die wegraping is dus nie 'n ontsnapping uit die huidige vir 'n tydperk van 7 jaar nie, maar 'n triomfantelike ontmoeting wat die finale volkome vestiging van God se heerskappy op die aarde aandui. Die apokaliptiese taal wat die apostel Paulus gebruik, woorde soos die roep, die stem van 'n aartsengel en die bassein van God, is natuurlik hoogs metafories en hoogs profeties. Veral vir sy eerste gehoor, maar toepaslik ook op ons. Dit dui nie op 'n letterlike klank wat wêreldwyd gehoor word, maar op die goddelike majesteit en autoriteit van God se finale optrede in die geskiedenis. Hoe weet ons dit? Geliefdes, gesonde hermeneutiese sleutels moet gebruik word wanneer ons Nuwe Testamentiese eksegese doen, veral wanneer ons met apokaliptiese gedeeltes of profetiese gedeeltes te doen het. Ons kan nie woorde gaan verklaar vanuit ons moderne konteks of die nuusgebeure van ons dag of tyd nie. Nee, 'n goeie beginsel vir die interpretasie en die verklaring van skrifgedeeltes is om met skrif te verklaar. En wanneer 'n mens kyk na die woorde wat Paulus gebruik in sy profeties en apokaliptiese taal, dan gaan ontleen hy daardie woorde vanuit die Ou Testament, vanuit die Ou Verbond. In hierdie lig is die hoop van gelowiges om altyd saam met die Here te wees. Nie in 'n afgeleë hemel, maar in 'n nuwe, getransformeerde skepping waar God en sy volk in 'n perfekte harmonie saamlewe. Soms, en soos wat ons vroeër gesien het,
lei die poging om die wederkoms te dateer, maar altyd tot 'n teleurstelling. Iets wat Dani Botha die 24 September sal weet. Die geskiedenis is vol van tydskenners wat probeer om die presiese tyd te voorspel. Dit wat Dani Botha nou gedoen het en wat volgens my mening ontleen is vanuit die internet, is nie vir ons iets nuut nie. Nee, daar is reg deur die geskiedenis van die kerk geweldig baie persone gewees. Meer as wat ek in hierdie een pot gooi kan noem, maar net om bekendes te noem. 1688, John Napier, 1843, William Miller en Harold Camping in 2011. Al hierdie mense het voorspellings gemaak en datums gegee van die wederkoms van Christus en almal van hulle het gruwelik misluk. En dit het bitter baie gelowiges baie gekos. Mense het hulle huise verkoop, hulle karre verkoop, hulle het nie hulle skuld betaal nie, agteroor gesit en wag, passief, dat die Here hulle kom haal. En wat 'n teleurstelling. Dani, wat 'n teleurstelling, as daar wel gelowiges is, wat na hierdie ketterlike uitspraak van jou geluister het, en al hulle goed verkoop het, nie hulle krag betaal, nie hulle skuld betaal het nie, kinders uit die skool uitgehaal het. Ons kan baie voorbeelde noem, wat na die tyd net sal agterkom, Dani Botha is maar net nog 'n valse profeet. Botha se spesifieke datum van 23 September vir die koms van Jesus, wat hy baseer op 27 dae wat oor is, vandat hy die sogenaamde visioen gekry het, val direk in die tradisie van mislukte voorspellings. Bybelse profesie gaan oor God se woord en is nie 'n menslike interpretasie van kosmiese kalenders en aktuele gebeure nie. Dani Botha, net soos ander dispensasionaliste, maak ook gebruik van die konsep van hierdie laaste generasie is die sulkes wat ontstaan het toe Israel weer 'n staat geword het. Hulle beweer dat daardie generasie, waarna verwys word hier in Matteus 24, is die generasie wat sy ontstaan gehad het toe Israel 'n staat geword het. Daardie generasie sal die wederkoms van die Here sien. Dit spreek van absolute onkunde. Hierdie interpretasie suggereer dat hierdie generasie die wederkoms sal beleef in gesonde hermeneuse, gesonde teologie, kritiseer dit egter wanneer daar na daardie teks gekyk word in sy literêre en profetiese uitspraak deur die Here Jesus Christus, wanneer hy verwys na die generasie as die wat hom gekruisig het, wanneer hy vir die hoëpriester sê dat die hoëpriester sal dit sien en hy daar verwys na sy koms in oordeel in 70 na Christus om Jerusalem te oordeel, om die Jode te oordeel wat hom deur die Romeine aan die kruis vasgespijker het. Geliefde inluisteraars, hierdie manier van om Bybeltekste buite hulle konteks te probeer verklaar en dit in te forceer in hedendaagse gebeure, lei tot 'n totale verkeerde siening van Israel aan die een kant en die kerk aan die ander kant, en beide hierdie groeperinge se rol in die Nuwe Testament, wat 'n oordrewe spesifieke fokus op die etniese Israel plaas, wat die universalisme van die evangelie verwaarloos. Die kritiek is dat so 'n nasionalistiese fokus nie in lyn is met die inklusiewe aard van die evangelie, wat
alle mense in Christus saamneem. Die Bybel se waarskuwing teen valse profeseë en tydspekulasie is duidelik. Ons moet, u moet, waaksaam wees teen valse profeseë, valse profete en valse tydspekulasies. U moet waaksaam wees en nie toelaat dat sensasionele, onbybelse voorspellings, Hollywood films, voorspellings oor geloof, ons fokus op God se wil soos geopenbaar in die kanon, in die Bybel, ons lewens versteur nie. Die sentrale boodskap vir geloof